Goeienaand almal. Hoop julle het 'n lekker week gehad en stemdag geniet, die bietjie afwees, lang toue, is reg gestem, wat reg ook al is, vir elke ou is sy stem die regte een. Ja, dit was nou nogal vir jou 'n storie, né? Ek het agtergekom dat ons in 'n demokratiese Suid-Afrika is ons redelik onverdraagsaam, né? En dit het my laat wonder, wat verstaan mense van demokrasie, of wat verstaan hulle nie van demokrasie nie? Nou die ou graad 9tjies, wat voor my gesit het die afgelope paar jare, ek moes hulle leer van wat is demokrasie. En een van die dinge van demokrasie is, ons mag van mekaar verskil. En as ek van jou verskil, respekteer ek jou mening, dit is nie noodwendig my mening ook nie, maar dit is reg so, jy mag verskil, en ek mag van jou verskil. En ek mag jou nie aanrand nie, ek mag jou nie sleg sê nie, want ons is binne 'n demokratiese bestel, waar elke ou sy eie mening het. Ja, dis nou die een dingetjie wat mense nie verstaan nie. Ek het gesien hoe mense mekaar sleg sê, in mekaar se karakter inklim. Mense wat mekaar nie eens ken nie, is dit nie vreeslik nie. Maar nou ja, baie dae het ek al by myself gewonder, as ons nie demokrasie verstaan nie, wat wil ons dan hê? Want die karaktertrekke van party mense, soos wat dit soms oor die internet uitkom, Facebook en die YouTube en die tipe dinge is, dat as jy dit nie verstaan nie, dan beteken dit jy is eintlik vir 'n diktatorskap, want jou ingesteldheid is die van 'n diktatoriale sal ek maar sê, atmosfeer. Jy duld nie teenkanting nie, jy duld nie dat mense verskil van jou nie, en as iemand van jou verskil, dan klim jy in sy karakter in. Ja, in 'n geval, kom laat ons nou eers aanbeweeg. Ek het 'n klomp storieetjies wat ek graag vir julle vertel, sommer net weer lekker herinneringe, maar kom ons stop net gou die pypie. En ek hoop, die vuurhoutjies is nie so nat nie. Het julle geweet die vuurhoutjies is deesdae nat? Dis net soos nat hout, jy kry die nie aan die brand nie. Maar in elk geval, kom ons probeer. Lekker twakkie. En dit is weer eens 'n cherry. Kom ons probeer. Miskien is dit 'n lekker enetjie. Lekker. Nou ja, ek het nou vandag sit te dink, staan nou daar en ek doen eksametoesig. En nou ja, jy kyk nou maar wat die kinders almal soort van mooi, jy hou hulle mooi in die gate, soos die Hollanders sê, hou hulle dop, en sisa. En nou ja, dan begin die gedagtes nou maar gaan. En ek het nou teruggedink ver in die verlede vandag, terug Stella toe. Nou ek wil julle een en ander vertel van Stella. Nou op Stella het my pa begin skool hou, so was sy tweede skool waar hy skool gehou het. En ek dink ek het al voorheen genoem, onderwyser, later onhoof en uiteindelik skoolhoof daar. My pa was ook daar so die koshuisvader van die koshuis gewees. Dit was maar moeilik gewees. Die hele tyd, terwyl hy onderwyser was, terwyl hy onderhoof was, en ook uiteindelik toe hy skoolhoof was hy koshuisvader. En jy weet, 95% van die skool van die skool was in die koshuis.
kinders het van ver gekom, daar die Molopo uit en daar Tosca en Breise wêreld, uit die Kalahari uit van ooral het hulle gekom. En ja, dan is dit nou maar ver en die ouens gaan nie noodwendig naweke terug nie. Nou die koshuis was 'n kerkkoshuis. Dit was nie 'n staatskoshuis nie. Die kerk het dit laat bou en die beheer daartoe van toegepas. En nou ja, dan het jy nou partykeer predikante wat totaal vertroue het in die koshuisvader en die leiding, wat die koshuisvader het die ervaring, hy verstaan presies hoe die kinders se koppe werk ensovoorts en hoe om die dissipline te handhaaf. Maar dan het jy ook die predikant wat besluit, nou ja, nou ek is nou baas van die koshuis en nou sal die koshuisvader sal na my luister en ek is ook sommer die baas van die dorp. Nou ja, daardie jare het predikante maar baie statuur gehad in 'n gemeenskap, né? Maar in elk geval, dit is nou tersyde. Kom ons gaan nou gou, ek wil julle vertel van Stella. Ek sal die naam Stella beteken natuurlik nou ster, né? En onthou julle in die ou dae se geskiedenis wat ons geleer het in die Republieke van Stellaland en Goshen, dis daar. In elk geval. Nou die koshuis was my pa was boer. Hy moes ploeg. Pa ons ploeg, ons moes saai. Daar was 'n kuilvoergat. Daar was koeie. Die koeie moes gemelk word. Die seunskinders het verantwoordelikheid gehad, moes gaan melk. Daar moes melk wees vir die klomp koshuiskinders. Ons het vark geslag. En ja, daar was baie speelplek by daardie koshuisgronde. Nou wil ek julle gou vertel. Nou, as ek hoop my rigting is nou min of meer reg aan die weste kant van die koshuis, was daar 'n groot oopte gewees. Nou, onthou die groot oopte is nou in my oë wat toe nou nog 'n chokkertjie was, dit was groot. En dan het jy nou so deur, hy was toegespan gewees, en daarso het die werkers, die wat gekom het met donkiekarre, want hulle donkies daar laat wy in die karretjie daar gelos, uitgespan, en dan die donkies nou daar gewy. Maar daar was sulke lekker bome gewees, doringbome. Van daai sambreelvormige doringbome. Jy sien die takke en dan is die soort, wil ek op sê, soort van die dak, blare dak, is dan daar bo. En man, die bome was groot en hoog gewees, en ek onthou, Saterdag as daar gymkhana is, aan die ander kant die pad, dan het die kinders in die bome geklim, dan het hulle bo uitgeloer om te kyk gymkhana. Dat jy iets gesien het, maar ons het gymkhana gekyk. En ek onthou, weet julle, ek was op A se B gewees, maar ek was klein. Dan klim ek tot daarbo, niks van hoogtevrees nie, klim daarbo, en as ek daarbo is, dan het ek afgeklim, partykeer nou maar nerve af, maar ons het geklim. En ek onthou toe het hulle op 'n stadium 'n foefie slide gemaak daar. Mense, nou almal kry nou 'n beet om met die foefie slide te gly, van die groot boom tot deur, aan die ander kant as so 'n kleinerige boompie gewees, en die draad is gespan en hy het so 'n ysterpyp het hulle omgesit, en dis nou die so lank ongeveer dat jy dan al twee hande kan vat en dan kan jy gly. En daar aan die onderkant waar die boom, klein boompie was, daar was so 'n bietjie los sand gemaak, so lekker los, en dan as jy nou daar kom, dan los jy, dan val jy nou in die sand, dat jy dan nou nie te seer kry nie. In elk geval, en ek sal nooit vergeet nie. Nou sê hulle vir my, as jou voete grond raak, dan moet jy los. Wat die klein helsimpies nie geweet het, is dat hierdie mannetjie is korter as hulle. My voete gaan nie grond raak nie. Maar in elk geval, klim in die boom, en ek vat, en daar gly. Hoor jy maar, ek sê vir julle, dit was 'n hoë boom gewees. My ma sou die stuipe gekry as sy gesien het waar ek opgeklim het daardie tyd. Nou in elk geval, en
ek sal nooit vergeet nie, en ek vat vas, en ek gaan ek in die volgende oomblik, die grond het nooit my voete geraak, hoor jy, en ek is teen die agterste, die onderste boom vas, lights out, ek het nie wind nie, en ek kry nie asem nie, ek sal het in my lewe nooit vergeet nie, maar, typies seenskind, skrik nie, toe ek weer kans gehad het en klaar gehuil het, weer in die boom, maar toe weet ek, as ek sien hy kom, dan los ek, dan val ek, maar ek is nie teen die boom vast nie. So, Foefieslike is baie gery. En ek onthou, ons het partykeer in die kuilvoergat gespeel, dat niemand asma gekry het, of ietsie blye wonder, maar in elk geval, miskien het al die asma leiers maar buite gestaan. Dan spring ons van bo af, is so oop kuilvoergat, dan spring ons al op die strooi daaronder, dit is so lekker, jy val so in. En ek onthou ook die kere wat ons vark geslag het. Dan het ons klomp kleintjies, die sip-aaikies, die biekies, dan die eentjies, dan kry ons allemaal nou 'n lepel, die vark is nou, ek dink hulle het hom geskiet, dan is die vark nou leeggemaak daar op sakke, daar agter by die kossie se kombuis, en dan moet ons nou die, ek weet tot vandag nie hoekom nie, of het was om ons besig te hou, of om die hare los te maak op die vark, dan moet ons nou tik, 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 sit allemaal nou met lepels, ons slaan die dooie vark se vel, en in elk geval, ek sal dit in my lewe nooit vergeet nie. En 'n ander ding van die koshuislewe wat ek ook onthou is, wanneer dit donker is in die aand. Kyk, daar was 'n generator gewees. Die generator is aangesteek wanneer dit begin donker word in die winter, natuurlik ook 'n klein bietjie vroeër en in die somer 'n bietjie later. Maar dan word hy aangesit, dis die seuns het diens, hulle word geleer hoe om dit te doen. En dan vanaand 10 se kant dan word die generator nou weer afgesit word. En dan is dit donker. Kyk, Stella het nog nie elektrisiteit gehad nie. So, daarso het jy sterre gehad en daar was dit, as dit donker was dit nag. Soos my oupa Jan gesê het, pikgit, swart gat, nag, donker. En dan was ek bang. Dan gaan ons na Veldvliek in Vryburg en dan kom ons terug. Dan, ek wil nie loop nie. Dan dra my pa my en op het stadium het hy gesê, ek moet nou begin loop. Ek was baie bang geweest. Maar in elk geval, dit dan nou wat Vryburg Stella aanbetref, ek het nou so dan was daar sulke, ek weet nie wat se boom was dit nie. Ek wens ek het geweet wat die boom se naam, en hy het sulke klein groen bessiekies, hulle hang so in trosse aan die boom, dan klim ons nou in die boom in, daar was 'n hele paar van hulle gewees, agter die koshuis, en hulle in die groen bessiekies, en dat ons het geëet, nou trek jou keel, dat jy kan dit nie hou nie, maar ons eet dit, en wat het so lekker gemaak het, wanneer daai bessiekies droog geword het, wanneer hulle, wil ek amper sê, die seisoen oor is vir hulle, dan is hulle so geel, en as jy hulle dan kou, dan is hulle soet. Ja, ek sal dit nooit vergeet nie. En, wag, ek moet mos nou deesdae lysies maak. En, Foefieslike, bessies, varkslag, Saterdagmiddag, ja, nie, lyk my, ek het nou verstel weer vertel, Saterdagmiddag, my pa het, vir oom Henny en tannie Skaap skools geken. Oom Henny, hulle het by Koppiespan, is net aan die oorkant van die groot pad, van Stella lê aan die een kant en Koppiespan aan die ander kant, daar het oom Henny hulle geboer. En oom Henny hulle was vermoënde boere, goeie boere, groot boere. En oom Henny was heel wat ouer as my pa en ma gewees, maar hy het vir my pa oom Karstens en vir my ma tannie Karstens gesê. En tannie Skaap natuurlik nou agterna. En oom Henny het 3 seuns gehad. Kon was die oudste, en dan was daar Kobus en klein Henny. Nou Kobus en Henny was 'n tweeling gewees. En my pa het vir hulle almal skool gehou. En hulle het boekhou verstaan. Hulle het verstaan hoe tel jy geld bymekaar. En
hoe jy moet spaar en hoe jy moet besigheid doen. Hulle daai dingetjie het hulle verstaan van boekhou. En vreeslike oulike mense, my pa was baie lief vir oom Henny en tannie Skaap gewees. En my in elk geval, oom Henny, hy nou grondboontjies geplant, en dan sê hy vir my pa, oom Karstens, daar is meer katte, hulle gee vir my moeilikheid. Jy sal moet kom help. En dan Saterdag, dan gaan ek en my pa in die ou vaal kortienetjie, dan sê oom Henny nou waar my pa moet gaan. En dan ry ons nou hier in die rigting van die Molopool of in Setlagoli of wat ook al. Kry ons die kamp en dan gaan sit ons nou. Pa met die punt 22 of wat hy ook al gehad het. Ek dink hy het op 'n stadium punt 243 gehad. En dan kyk ons en sien daar werskafte, die meerkaai is aan die gang. En dan as hy ou so sit en lê pa aan. Pa kon goed skiet, pa het 'n goeie oog gehad. En volgende, koing! Nee, daar lê hy. Dan is dit nou my job om nou die meerkat te gaan haal, want ons moet hulle nou nie daar los nie. As die trofees word nou daar oom Henny toe gevat, maar dan word het nou geslag en wat ook al die werksmense wil dit hê. In elk geval, so het ons Saterdag gegaan en ander kere ook Tarantale. Dit was 'n vervuiling geweest, Tarantaal. Ek sal dit nooit in my lewe vergeet nie. En party se Saterdag, en jou demmert. Party Saterdag het ons nou uitgery daar in die rigting van Piet Plessis. Nou daar so het vriende van my pa hulle gebly. Oom Kasper en tannie, wat is die tannie se naam? Byleveld, oom Kasper Byleveld, hulle seun, Davie was saam met my in die klas. Dan gaan kuier by oom Kasper, ek sal nie Jannie se naam sal ek nou onthou. Dan gaan kuier by oom Kasper en jong, dan speel ons nou rond. Hardloop daar op die grond rond en klim boom en dis baie lekker. En in dieselfde rigting het daar, maar daar op staan en daar split die paai, daar so het oom Jesus Bester hulle gebly. Oom Jesus en tannie Norma. En hulle het so string dogtertjies gehad, ek weet nie of daar dalk ook 'n seun was, ek is nie seker nie, ek is bietjie te klein, ek kan nie alles onthou nie. Maar my speelmaat onder die meisiekinders daar so was Christa, was die dogtertjie se naam gewees. En ek onthou by oom Justus, hulle het ons dikwels gaan vleis braai, dan is daar klomp ander mense, baie keer van die personeel wat, jy weet, stel hulle lê ver, en waartoe gaan jy nou, en dan nooi hulle die personeel, en dan het ons vleis gebraai, en ons kinders het op die komberse aan die slaap geraak, daar op die grasperk, dan die komberse en kussings, en ja, so het ons dit is wonderlike tye gewees, wat ek kan onthou. En natuurlik, my juffrou was juffrou Cathy Olofse. Ek was dol verlief op die juffrou. Ek dink sy is die mooiste juffrou. Juffrou Olofse is kort nadat hulle daar gekom het, sy met meneer Swanepoel getroud. Maar die huwelik het toe nou nie eintlik vreeslik lank gehou nie, en sy is later daar met 'n boer getroud nader aan Vryburg. En voet tog, hulle het 'n ou seentjie gehad, en die man gaan toe nou met die dingetjie op die arm, gaan kyk nou die beeste, en daar was 'n beduiwelde bil gewees. Die ding het hulle gestorm en die boere omgestamp. En teen die tyd wat hy bykom, toe is die kleintjie dood, toe is die kind gegaffel. Tragies. En juffrou Cathy is ook later aan kanker oorlede. Maar sy was 'n mooi mens. Sy was verskriklik mooi. En dan onthou ek, in my standaard 1 jaar, was daar 'n juffrou gewees. Ek sal nou maar nie haar naam en van noem nie. Maar hulle het haar Nagaap genoem. Want hoe? Sy kom in die begin van 1969 daaraan met 'n hokkie so groot soos die wat jy vir 'n badjie het, en binne in die ding is 'n nagaapie. Dis haar troeteldier. Stapel gek die vrou, ek sal dit in my lewe nooit vergeet nie. En ek het altyd met myself gewonder, die arme nagaap, dit kan mos nie. En maar dit was ook nie lank gewees nie, toe
het die nagaap ontsnap. En my pa het vir my gesê, die kinders het besluit, daai dingetjie werk nie so nie, die nagaapie moet sy vryheid kry. So die nagaap het eendag, terwyl die juffrou by die skool was, het die nagaap voete gekry. Die hekkie van die koutjie was oop, en die venster was oop, en wat ook al, maar ek dink hulle het hom gevat en gaan verlos. In elk geval, maar ek sal nooit vergeet die, al wat ek onthou wat ons by die juffrou gedoen het, is, ons moes die hele tyd teken van die bord af, dan teken sy die mooiste karretjie, sy was baie kunstig, teken sy die mooiste goed, dan moet ons dit nou afteken. Van leer en werk, is ek bevrees, het daar weinig gekom. In daai eerste kwartaal wat ek wel was, is net voordat ons weg is. Wat so gebeur het, is daar sulke groen wurms, wat op 'n stadium, en dit is gewoonlik hier so net so na die skoolkwartaal begin het, dan is die goeters nou daar, hulle loop en dan so 'n puntjie op die stert, nou lyk hulle sulke vals oë hiervoor, nou loop die wurms uit die wêreld vol, en ons vang die goeters en dan, dit gaan nou spin, dit gaan 'n papie word, en ek sal nooit vergeet nie, die juffrou het haar doodgegril vir die goed, en ons maak net wurms in mekaar, in die klas, in blikkies en wat ek al wat, dit gaan nou huis toe, in elk geval. En die juffrou het die stuipe gekry en die wurms moes ons toe nou dadelik terugvat en uit die klas uit. Maar dit was in daardie tyd wat ons toe nou voorberei om weg te trek, my pa het nou hoofskap op Citrusdal gekry. En ek besluit, dit duiwel, ek gaan nie my wurms, nee, my wurms gaan saam met my koshuis toe. Maar so het ek 'n persentjie gekry van die klas, ek sal nooit vergeet, die was so 'n handdoekstof, so 'n gele hempie, so 'n t-shirt tipe hempie met 'n kraag, ek sal nooit in my lewe, ek was verskriklik lief vir die ou hempie gewees. Maar in elk geval, die in die pakkie, mooi toegedraai, en dis nou my weggaan persentjie, ek sit die blikkie met die wurms net so in. In elk geval, so sê die juffrou, nee, maar sy sal dit vir my huis toe vat, want ek moet mos nou my koffertjie dra, en as, nee juffrou, ek sal dit self vat, nee, sy sal dit vat, maar in elk geval, ek laat die juffrou toe begaan, ek maak die besigheid so toe, dat juffrou nou nie die blik by die wurms kan sien, hier onder die hemp, in elk geval, en so vergeet ek, heeltemal van die persent, en daai middag, nou, as jy by die woonstel ingegaan het waar ons gebly, dan stap jy deur die musiekkamer, daar so 'n ou groot swart klavier gestaan, en dan gaan jy deur, dan kom jy in die gang van die woonstel in. In elk geval, ek kom en ek sien, wat se wurms loop nou hier oor die klavier, jy sien net hierdie ou groen wurms en dan, so loop, hier is die pakkie, toe die juffrou, ek weet nie of sy dit daar kom, of sy iemand gestuur het, sit net die pakkie daar neer, nee, maar ek het baie daar gelag al by myself vir daai prentjie, toe sy, die hempie oopmaak om dit te kyk, hier kom die blik met die klomp wurms uit, en met wat sy ergernis, sy dit nou gesit het op die klavier, dit was net oral wurms, die wurms loop, loop die wurms, in elk geval, ek het gelag, ek het dit nogal grappig gevind, maar in elk geval, dit was nou my herinneringe aan nagaap, maar in elk geval, so het ons toe nou vir Stella vaarwel geroep, na 7 jaar, pa het gesê, dit was swaar jare gewees, want dit was 7 jaar te lank in die koshuis. En, maar ja, dan doen jy nou die dinge, want dit was ook maar 'n manier gewees om kop bo water te hou, as jy koshuisdiens doen, dan word jy dan met 'n bietjie geldjies betaal daarvoor, en my pa was nie 'n ingatmens nie gewees, maar pa het gespaar, hy het te arm groot geword. So pa het, hy het dit verduur en verdra, en sodat ons uiteindelik
dan daarom nou ietsie ekstra gehad het in die bank. Maar in elk geval, dit dan my herinneringe aan Stella, en dit is nou wat ek nou vandag aan gedink het, terwyl ek nou daar lekker staan in die klas. Maar goed, nou voordat ek nou vir julle totsiens sê, lekker wit biertjie, julle het hom al gesien, is heerlik, gaan koop hom vir julle, Erdinger, baie lekker, hy's 'n bietjie duur hoor, maar as jy nou soos ek is 'n bierdrinker, ek sal my nie uitgee as 'n connoisseur nie, dan is dit nou dan lekker om so 'n naampie te kry en 'n bietjie geld uit te gee en 'n biertjie te drink. Nou ja, toe, julle moet julle naweek geniet. Tjots, daar gaan hy.